4 soldate wat in 1975 tydens die grensoorlog in Angola dood is vandag uiteindelik op tuisgrond rustig gelê. Die soldate wat bekend staan as die Ebo 4 se oorskot het sowat 'n maand gelede na 6 jaar van onderhandelings en navorsing in Suid-Afrika aangekom. Hulle is vandag by die Voortrekker Monument in Pretoria in nisse in die muur van herinnering geplaas. Familie en vriende was daar om vir oulaas afskeid te neem. 37 years has been a long, long wait. Waiting patiently, day after day, year after year. 'n Ma kon vandag na byna 4 dekades van onsekerheid haar seun te ruste lê. Luitenante Eric Brian Thompson en Keith Arthur Williamson was albei vlieëniers en is op 25 November 1975 saam met kaptein Daniel Jacob Taljaard in 'n vegvliegtuig afgeskiet tydens operasie Savannah. I have never ever given up hope until today when I laid him to rest. And I'm very grateful that he is back at home. Kavaleris Neil Lombard is op 23 November 1975 dood toe hy geskiet is in 'n pantservoertuig en dit in 'n rivier beland het. Sy lijk is nooit gevind nie en sy broer het grond gaan haal by die plek waar hy dood is. Dit is vandag in die nis gelê. Selfs as ek nou hier staan, is daar tog, ja, dit klink absurd, maar daar is tog 'n mate van twyfel. Jy weet, hy dalk lewe hy nog. Jy weet, al die berigte. Nobody can say for definite. Ja, niemand kan vir jou bevestig gee dat hy wel dood is nie. Generaal-majoor Gert Opperman, voorsitter van die Ebo Trust, het president Jacob Zuma tydens sy begrafnisboodskap bedank vir die onderhandelinge wat hy met die Angolese regering gevoer het om die Ebo 4 huis toe te bring. Wel, ek dink 'n soldaat wil nie graag 'n makker op die slagveld los en daarom het ons almal gevoel daar's 'n morele verpligting wat op ons rus om alles moontlik te doen om hulle terug te kry. Herinnering het vandag 'n ou wonde oopgekrap toe families na 37 jaar finaal kom afskeid neem het van hulle geliefdes wat dood is in die oorlog in Angola. Die begrafnis is afgesluit met boodskappe van voormalige kamerade en vriende.